Goeiemorgen broers en susters, baie welkom by ons erediens vandag. Ons bid dat ook die ruimte vertroos sal word in die woord van die Here. Namens die kerkraad die volgende afkondigings. Kollekte is vir die ouerhuis of vir ander huise waar ons mense versorg. Vandag verjaarsdag is Pieter Venter, ons sê vir baie geluk en vrydag dat Mies Vos, ons sê baie geluk. Die geskiedenis, vandag in die Nuwe Afrikaanse Bybel in 83 verskyn. Ek kan net dink dat daardie stadium is die nuwe vertaling, die 83 al, is maar 'n paar jare terug. En dan Saterdag was die geboorte van Martin Luther, 1483, wat God gebruik het ook om die hervorming in gang te sit. Kom ons in Skrifgedeelte 3:4 vers 1 en vers 5, terwyl ons so sit. Dan is geleentheid vir stil gebed. Kom ons sing lied 151, vers 1 en vers 2, ons die wotum. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here. En dan loop ons Psalm 47, die eerste vers.
Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons bely saam in die kerk vir al die eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, dat Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarvan hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding uit die liggaam en die ewige lewe.
Die eerste paar sondae van die katekismes sê vir ons, die mens is sondig, hy kan nie goed doen nie, geneig tot alle kwaad, geneig tot God te haat, en dan vra Sondag 4 vir ons, doen God die mens dan nie onreg aan, as hy sy wet van hom eis, wat hy tog nie kan doen nie. Antwoord nee, want God het die mens so geskep, dat hy het kon doen, maar die mens self is hele nageslag, as gevolg nie aan dat sy die duiwel en die wetswillige ongehoorsaamheid van die gawes gedroog. Die mens was so geskep gewees, hy kon saam met God leef in heerlikheid, saam met God elke dag. Ons lees in die paradijs dat God elke aand gewandel in die aandwykie, die mens gepraat, maar die mens het hier ongehoorsaamheid, wetswillige ongehoorsaamheid homself en gawes gedroog. En dan vraag 10, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Antwoord nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik sowel oor die erfsonde, as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in tyd en in die ewigheid met regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bely in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen. Oor God toorn oor die sonde, want die sonde tas sy heiligheid aan. Hy kan dit nie anders doen as om te straf nie. Hy sal het straf met die ewig en die tydelike en regverdige oordeel. En dan die volgende vraag wat daar voorkom is God dan nie ook barmhartig nie? Ja, hy is barmhartig, maar hy is ook regverdig. Barmhartigheid en regverdigheid is twee dele van God wat langs mekaar loop. Regverdig, hy straf die sonde. Barmhartig, hy verlos uit genade alleen, op grond van die feit dat Christus vir sommige mense se sondes betaal het aan die kruis op Golgotha. Ons lees saam Matteus 22 en daarna gedeeltes oor die hoe mens moet lief hê. Want gebruik ons eie sonde te leer ken, maar ook om te sien hoe ons moet lief hê en moet leef tot ere van God. Die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestoor het, mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag weer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met die hele hart en met die hele siel en met die hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat jy gelyk staan is, die naaste lief hê soos jouself. Die twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Liefde tot God en liefde tot ons naaste. En dit is iets wat ons elke dag kan en wil doen nie. Van die begin af was hy daar, ons het self gehoor, ons het met eie oë gesien. Ja, ons het gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en ons het gesien en is getuie daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons openbaar is. Dit is die boodskap wat ons nou gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons probeer ons ontdeel het, en ons lewe in duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons die lig lewe soos die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinige bloed van Jesus en seën ons vir elke sonde. As ons probeer ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons probeer ons nie gesondig het nie, maak ons om tot leenaar en is die woord nie in ons nie. Geliefdes, ons mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons openbaar, sy enigste seun in die wêreld te gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, word ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieran weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons gesien en ons getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Die bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daar. God is liefde. En die liefde bly in God en God bly in hom. En die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees die oordeelsdag nie,
Want in hierdie wêreld leef ons mens die liefde, net soos Jesus. Maar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf, en wie dan vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons is lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief, en jy haat sy broer, dan sê jy weenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons dan gekry, die vir God lief het, ook sy broer lief het. Kom ons sing Psalm 86 vers 3, daarna wat ons saam met ons vers 6. Ons almagtige hemelse God en Vader, ons loof en dank en prys U omdat U groot en goed is, omdat U liefdevol is, omdat U ons uit genade alleen verlos het op grond van die soendood van Jesus Christus. Ons dank U vir soveel liefde en barmhartigheid. Ons bid, lei ons deur die woord en deur die Gees, dat ons leef as kinders van U tot ere van U naam. Wil U onsself deur die woord vertroos, versterk, bemoedig en opbou, sodat ons sal lewe as kinders van U tot ere van U naam. Gee ons insig in die woord, wil U self seker maak dat die woord reg verkondig word tot ere van U naam en tot opbou van ons geloof. Ons dank U vir soveel seëninge. Wil U ons harte oopmaak en wil U ons lei en dra deur die woord en deur die Gees. Vergewe ons sondes en leer ons om te leef in liefde tot U en liefde tot ons naaste. Ons vra dit om Jesus Christus naam te bid. Amen. Ons lees saam met Jesaja 34 vers 1 tot 35 vers 10. Ons moet onthou die hoofstukke en versindeling in die Bybel het eers baie jare later gekom as die Bybel self. En daarom is dit nie noodwendig geïnspireer deur die Heilige Gees nie, maar ingedeel bloot ter wille van gerieflikheidshalwe. So ons aanvaar dat Jesaja 34 en 35 aanvanklik een gedig was wat Jesaja geskryf het. Die eerste gedeelte praat hy oor die oordeel van God, God se regverdigheid. Die
tweede gedeelte in Psalm 35 praat hy van God se barmhartigheid, God se verlossing uit genade alleen. Mens kry hier ook trekke van die eindtyd. Ekskuus tog. Kom nader nasies, luister, gee aandag volke. Die aarde met alles daarop moet hoor, die wêreld en alles wat hy voortbring. Die toorn van die Here is teen al die nasies gerig, sy woede teen al hulle weermagte. Hy gaan hulle heeltemal uitroei, van die prys gee om doodgemaak te word. Die drooie sal net so bly lê, en die ryke sal stink en die berge sal bloed drink word. Al die hemelliggame sal wegsmelt, die hemel sal so 'n boeker toegerol word, en al die sterre sal glans verloor soos die blare van 'n wingerdstok of 'n vrye boom wat verdroog. Wanneer my swaard so die hemel uit die bloed van nasies laat vloei het, sal hy afkom op Edom, die volk wat ek heeltemal wil uitroei wanneer ek bestraf. Die swaard van die Here is vol bloed en drup van die vet, die bloed van lammers en bokramme, die diervet van skaapramme. Die Here hou offerfees in Bosra. Hy rig 'n groot slagting aan in Edom. Die buffels val saam met die bese, saam met die mense, die wolkalwers saam met die bulle. Die land is deurdrink van die bloed, die grond is deurweek van die vet. Die dag van die wraak van die Here het gekom, die jaar van vergelding terwyl van Sion se saak. Die riviere van Edom sal in teer verander, sy grond as swaal, sy land word een stuk brandende teer, sal bly brand dag en nag, die rook sal aanhou opstyg. 'n Slagterlang sal die land in puin lê tot die verre toekoms, sal niemand ooit weer daar rondtrek. Uile en kraaie sal hom besit neem en hulle daar tuis maak. Die Here sal sy maatlyn span, en sy skietvoet aanlê, en bepaal die land onbewoonbaar en leeg word. Vir die wat in Edom gesag uitgeoefen het, sal daar nie meer 'n koninkryk wees nie. Al sy leiers sal daarmee heen wees. Doring sal sy paleise opkom, brandnetels en dissels op sy vestings. Hy sal reedplek vir die jakkalse, 'n tuiste vir bosstruise wees. Wilde en hyene sal mekaar daar kry. Veldvoëls sal mekaar roep en die naggees sal daar bly en 'n woonplek vind. Uile sal 'n nes maak en eiers lê, sodat die eiers sit en uitbreek. Die aasvoël sal daar vergader, elkeen met sy wyfie. Kyk gerus in die boek van die Here en lees. Nie een van die diere sal daar ontbreek, nie een sal sonder 'n wyfie wees. Die Here het bevel gegee, sy gees laat hulle daar by mekaar kom. Hy het self die land deur loting onder hulle verdeel. Hulle besit dit vir altyd, hulle sal daar woon deur geslagte heen. Die woestyn, die dorland sal jubel, die droë wêreld sal juig, trek met afdille. Hy sal volle bloei staan, hy sal juig en sing, hy sal pragt die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sê, die koninklike mag van ons God. Vermoedig die wie se hande slap aan, help die wie se knieë knik, sê vir die wat moed verloor, wees sterk, moet nie bang wees nie, julle God is hier, hy kom om wraak te neem, om julle vyand te straf. God kom julle red. Blinde sal kan sien, dowe sal kan hoor, lamme sal kan rondspring soos stakbokke, stomme sal kan sing. Strome waters in die woestyn het bebars, daar's riviere loop in die blou wêreld. Die verskroeide aarde sal 'n moeras word, borsland, waterryke wêreld. Waar hulle vir jakkals en leefplekke sal gras en riet en biesies groei. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop, bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal daar op loop nie, sal net wees die mense wat reg lewe. Waas sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie weer die pad wees nie. Daar sal nie roofdiere oploop nie. Daar sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, die pad gebruik. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer, ons sal juigend en seën aankom. Sal altyd straal van blydskap. Sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Ons teksvers in Jesaja 35 vers 10. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend en seën aankom. Altyd straal van blydskap, ons sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Geliefde broers en susters in die Here Jesus Christus, is heeltemal reg menslik om vas te kyk na al die ellende, ongeregtigheid, al die stikkend, al die seer, al die mense wat swaar kry. So maklik om daarna vas te kyk, dat jy jou vreugde kan verloor, omdat jy in Jesus Christus, die God alleen uit genade gered is.
Het is soms makliker om te neergedruk, negatief en moeg te wees oor al die sonde, ongerechtigheid en verwoesting, oorlog in die wêreld, korrupsie, diefstal, afbreek, alles word afgebreek in plaas van opgebouw tot ere van die Here. Dat die mense maklik dit kan raak sien, as om met blydskap die groot pad wat God gemaak het te stap. Groot pad wat hy gemaak het, wat ons as verlostes kan stap, met blydskap tot ere van sy naam. En daarom moet die mens onthou, God is barmhartig en regverdig. Hy is regverdig en ook barmhartig. Dit gee 'n heerlike toekomsperspektief. Omdat jy weet, hy is regverdig, hy sal die sonde en die ongeregtigheid straf, moet uitroei, maar ook barmhartig. Hy gee genade en verlossing uit genade alleen. Terwyl die sonde en die ongeregtigheid straf gaan uitroei, sal hy sy verloste kinders vreugde gee, om sy pad met blydskap te stap, in gemeenskap met hom tot in seël. Die regverdigheid en barmhartigheid van God gee die sekerheid dat al die kwaad en sonde verhoed sal word. Die sekerheid daarvan dat hy regeer, hy werk dit teen. Hy staan dit teen, al sien ons nie elke dag nie. En hy maak die lewensruimte vir die gelowiges om te leef tot ere van sy naam. Sy verloste kinders op sy pad wat hy geskep het, te laat wandel. Hy is elke dag besig daarmee. In hierdie gedeelte sluit Jesaja die eerste gedeelte van sy profesie af. Hoofstuk 1 tot by hoofstuk 34 word afgesluit deur die twee. En sluit ook af spesifiek hoofstuk 28 tot 33. En as jy dit nog gelees het en telkens gesien, oordeel, verlossing. Die een kant die oordeel van God, en die ander kant sy verlossing. En hierdie twee hoofstukke 34 en 35 voel eintlik teenstrydig, want die een vertel van die absolute verwoesting van alles. Die ander een vertel van die heerlike lewe in gemeenskap met God. Maar tog is hulle onlosmaaklik aan mekaar verbinde, solank ons nog in die sondige werklikheid lewe. Solank ons hier leef, weet ons, God is besig om die sonde te straf, maar weet ons ook uit genade alleen. Hy is barmhartig en kan ons saam leef tot sy ere. Hy verlos uit genade alleen, maar terselfdertyd oordeel hy die sonde en ongeregtigheid van die mense ook. Hoofstuk 34 verkondig die oordeel van God oor die onreg en sonde die nasie in die wêreld. Verduidelik sien mens ook trekke wat mens lees in die Openbaring, apokaliptiese trekke van die eindtyd van die totale verwoesting van alles. Reg deur die geskiedenis, van die begin net na die sondeval, sien mens hoe God die sonde en die kwaad teestaan en teewerk. Deur oordeele, strafgerigte, profesieë deur sy woord. Hy is besig om die ongeregtigheid en so te oordeel te straf. Maar die eindtyd kom. Daarvoor lees ons Openbaring, waar alles sal opruim en die aarde sal weer eens opnuut gemaak word, sodat ons kan leef tot ere van hom. Iets wat voortdurend gebeur. God stryd teen die sonde, bring sy oordeel. Baie keer vang mense eie sonde om weer. En as dit God wat besig is om die mens te roep tot bekering en terug te kom na hom toe. In hierdie hoofstuk 34 word geskets in allerduidelike helder beelde wat die verskrikking daarvan beklemtoon. Sy swaard kom uit die hemel uit. Ons lees dit in Deuteronomium, hy sal sy swaard skerp maak. Hy kom uit die hemel uit en daarmee saam die verwoestinge aanrig. Swaard dan aanduiding van die woord van God. Wat uitgaan, ons lees in Openbaring van sy weerkom, swaard sal uit sy mond uitgaan. Dit is die einde van die geskiedenis, dat die aarde woes en leeg laat soos voor die skepping. Die sterre val uit die hemel uit, en die hemel is dit ook opgerol om te toon dat alles verby is. Nuwe tyd en heerlikheid aangebreek het. Die oprol van die doek is ook simbolies daarvoor dat die toegang tot God opgeraak word en almal tot hom kan gaan. Die dag van oordeel het gekom. In die volgende hoofstuk is daar die uitverkorenes 'n nuwe pad na die troon van die verlosser. Die oordeel van God sluit die hele bekende destydse wêreld in, wat totaal verwoes kan word. Ons moet ook onthou, die taal wat gebruik word, sluit baie nou aan by die intog in die land Kanaan, waar God aan Josua die opdrag gee om die mense met die banvloek te tref, om alles te verwoes, te verbrand, want alles is 'n offerande aan die Here. Dit is 'n heilige oorlog, soos God aan Josua opdrag gegee het, om die Kanaaniete met die banvloek te tref, tydens die intog in Kanaan. Hy het die volk geoordeel, hy het gesê vir Abraham,
Hulle ongeregtigheid is nog nie vol, en daarmee gee hy vir hulle tyd om tot bekering te kom. As die tyd aankom, word die totale al uitgewis en alles afgebrand en verwoes. Die Here het sy swaard skerp gemaak, en die oorlog was 'n offer aan hom om alles wat verbrand word moet toon, dat dit die oordeel van die heilige God is. Dit is nie 'n kwessie van bloot een nasie wat 'n ander nasie se plek inneem en beroof en hulle belasting oplê nie. Dit is 'n heilige oorlog van God waar alles verwoes word, omdat die sonde van die mense tot in die hemel gesprei het teen hom. Die swaard van die Here sal verwoesting aanrig om die kwaad en sonde uit te roei. Die swaard sal drup van die vet, verwys na die oormatige lewe wat die mense gehad het, op goedere wat onregmatig verkry is. Die verwoesting word beskryf as 'n offerande, waar alles verbrand word en alles aan die Here gegee word. En daarna word spesifiek gerig na Edom. Net mense in die Bybel eintlik 3 nasies wat telke male die simbool is van die opregtigheid. Moab, Edom en dan Babel in Openbaring. Terug op Edom, dat die naam is ook van Esau, die tweelingbroer van Jakob. En Esau is veronreg deur Jakob en Rebekka, die hom gehelp het om sy ou blinde pa te bedrieg. Hy is ingeloop deur die sonde van Rebekka en Jakob. Hulle twee moes gewag het op die Here, op sy tyd, die beloftes vervul, wanneer die belofte gegee, die jongste sal heers, nie die oudste nie. Maar Jakob en Rebekka was haastig geweest, hy het later geleer, hy verlaat gewerk het, om meer geduld te gebruik. En alles as in hulle eie hande geneem. Hulle het gesamentlik 'n ou blinde man bedrieg. Esau was nie onskuldig nie. Esau was ook nie in die hele saak onskuldig nie, want hy het sy eerstgeboortereg verkoop vir 'n pot lensiesop. Hy het die verbondsbeloftes van God, die lewe in God se verbond, die lewe saam met God in genade, het hy verag. Die pot lensiesop was van belangriker geweest en daarmee die erfenis as aardsvaardig geminag. En dan word hy symbool van almal wat God se liefde en beloftes minag. En hulle ook verlustig in die leed van ander. Afgesien van die sonde van Esau, van Edom, lees hy mens telke male as God hulle gebruik om Israel te straf. Hoe hulle dit eintlik die oordeel oor Israel geniet en oormatig geweld gebruik. In plaas van nederig, ootmoedig die oordeel van God te bring oor sy volk, om te bring tot bekering, het hulle daarin vreugde gevind. En daarom word Edom weer genoem as die land, as die mense wat almal verteenwoordig, wat aan God ongehoorsaam is. Die oordeel van God kon verwoest neer op almal wat die verbond verag. Edom is 'n symbool daarvan, en hulle rugdraai op sy genade en verlossing. Esau het baie kans gehad, hy het 'n gelowige huis groot geword. Hy kon God geken het, hy kon saam God geleef het, maar hy wou nie. En die verwoesting was so erg, dat Jesaja vir ons sê, dat slegs die veldgode die verlaatheid bewoon. Die veldgode en die naggees sal die verlate plekke ronddwaal. Dikwels verwys die profete, wanneer hy praat van veldgode, na mitiese figure van die ander volkere, sonder dat noodwendig verwys na werklik bestaande diere. Die veldgode is dan figure wat die ander volkere as mite stories gehad het, waarna die profete verwys en gesê, daardie stories wat elke dag beteken, is alleen wat daar kan rondloop. Die aarde sal verlate wees en woes wees, soos voor die sondeval. In Genesis lees ons die aarde was woes en leeg gewees. Hier weer, die aarde sal woes en leeg wees as gevolg van die oordeel van wat gekom. En die geeste sal glad nie meer in dit gebeur nie, ook nie meer die mens kan verlei nie. Hulle sal vir ewig ronddwaal in totale verlaatheid van God. Die indruk word geskep, God verlaat alles, daar is niks oor nie. En dis die ergste straf wat 'n mens kan kry, om totaal van God verlate te wees, en niks anders meer te hê nie. Ergste straf vir die Satan en die mens, totale verlaatheid van God te lewe. Hierdie vrede gaan kom, omdat God regverdig is. Hy moet die sonde uitwis, hy moet die sonde opruim en skoonmaak, so daar weer eens 'n nuwe lewe kan wees vir sy kinders. Die kwaad en sonde moet totaal uitgewis word, omdat dit in die heilige God 'n opstand was. Die aarde moet skoon en nuut word. En teenoor hierdie verwoesting staan die verlossing van God, staan die redding, die genade, barmhartigheid. Hy moet al die mense straf, want almal sonde gedoen het, teen sy heiligheid. Almal is skuldig.
Nie een is regverdig. Nie een mens kan sê, ek is regverdig en verdien dit om deur God verlos te word. Ons kan geen bydrae maak nie, dit is en bly 'n genadige geskenk. Sy absolute heiligheid en regverdigheid vereis dat die sonde tot in ewigheid gestraf moet word. Elkeen van ons het sy wet oortree en hy is rekenskap. Sy regverdigheid eis die hoogste straf, naamlik dood aan liggaam en siel, en totale verlatenheid, soos voor die skepping van die aarde woes en leeg was. Die ewige verlatenheid wat digterlik in die hoofstuk beskryf word. Maar dit toon God se regverdigheid. Hy sal optree, hy sal die aarde skoonmaak en alles wegvat. Maar hy betoon genade en barmhartigheid alleen. Sy heiligheid verdra geen sonde nie, en eis nie gestraf moet word. Hy is barmhartig, en daarom het hy in sy liefde sy seun gestuur om die straf te dra vir sy uitverkore kinders. Uit genade alleen het Christus verlate gewees van God, en daardie totale absolute verlaatheid gewees die uitgeroep het, my God, waarom verlaat, sodat ons voor God vrygespreek kan word. Hy het vir ons straf gedra. Hy skep verlossing ons uitverkorenes, omdat Christus die straf gedra het op Golgotha. En niemand kan dit verdien nie. Vrye genadige geskenk wat hy gee op grond van sy onbeskryflike liefde vir mens. Baie dae wonder ek, hoekom het God my lief? En ek gedoen nie, ek verdien niks. Genade alleen. Liefdevolle God, of vir my as sondaar ook, liefde hê, om ewige lewe te gee, ek kan leef saam met hom, tot ere van sy naam. Hy wil die band wat die mens met sonde verbreek het weer herstel, om 'n gemeenskap met die kroon van die skepping te lewe. En hierdie lewe 'n gemeenskap met die mens, skryf in vers 35, teendeel van vers 34, verlaatheid, 35, eenheid, lewe saam met God, 'n lofsang op sy barmhartigheid, alles wat hy die mens gee. Hy verlos uit genade, en almal kan en sal dit sien. Hy is tegelijkertijd besig met die oordeel, maar ook selfs besig met verlossing, mense gereed te maak om in te gaan as sy heerlikheid en saam te lewe. Die twee goed loop saam langs mekaar. Aan die ene kant die uitdaging van die sonde, aan die ander kant die verlossing van die mens. Hy beperk die kwaad en sonde, so daar 'n lewensruimte kan wees vir sy kinders. Heerlike troos. God werk kwaad teen, sodat ons kan leef en kan verkondig. Hy is barmhartig, genadig, liefdevol, almagtig. En wanneer hy kom, sal die verlossers totaal anders word. Dit lees ons ook in die hoofstuk. Blinde sal sien, dowes sal hoor, lamme sal spring. En dink mense in die werk van Jesus Christus, wat hy gedoen het, elke male. Sy kom in die eerste plek vervul en sal hierna altyd nog weer vervul word. En hierdie dade, dowes wat sien, blindes wat hoor, blindes wat sien, is die bewys daarvan dat Christus die ware Messias is. En as mens gaan lees in die evangelie, sien mens telke male die uitbundigheid, die vreugde as mense genees is. Die blinde man het God geloof en geëer. Die lam het rondgespring en God lof toegebring. Blindes kan sien, dowes kan hoor, lammes kan spring. So antwoord Jezus die vraag van Johannes die Doper, of hy die ware Messias is, in Matteus 11. Omdat Christus kom doen dit wat God beloof het, wat hy gee uit sy genade alleen. En dis meer as bloot net liggaamlike gebreke wat genees word. Dit dui ook op die totale radikale verandering van die mens. As sodra God in jou lewe kom, verander jou lewe totaal al, dan kan jy sien, God regeer. Dan kan jy hoor sy wonderdade. Rondloop en doen wat hy vir jou sê. Hy open die oë en die ore en maak die voete gehoorsaam aan wat hy ook al vra te doen. Daarom die opdrag van ons teksvers, dat die wat verlos is met jubel, met vreugde en blydskap. Vreugde en blydskap, waarmee saam sê hy, ellende en smart sal verdwyn. Iemand wat vreugde aan God het, sy ellende en smart verdwyn en word makliker as gevolg van die werk van Jesus Christus. Hulle word van binne uit nuut gemaak om gehoorsaam en vreugde saam met hom te lewe. Die profeet is echter bewus van die sondige werklikheid, nog steeds hy weet, is nog nie die finale eindtyd nie, en daarom sê hy, bemoedig mekaar, versterk die slap hande, versterk die lam knieë, die mense wat sukkel, wat struikel, help hulle, bemoedig hulle om te leef in vreugde en blydskap tot ere vir God. Die gelowiges mekaar bemoedig en hulp verleen en die knieë knik en hande slap aan.
Almal met 'n vertroue leef tot sy eer. Bemoedig mekaar, al lyk dit op die einde van die wêreld is. God is besig om alles te doen en te regeer tot ere van sy naam. En onthou, moenie moedeloos raak om in die wederkoms te kom nie. Dit sal kom. En 'n waarheid sal God kom in heerlikheid. Hy gee nog geleentheid in sy barmhartigheid, dat mense kan kom tot geloof in hom. Onthou, die oordeel van God is totaal verwoestend vir elkeen wat hom vraag. Elkeen van ons verdien dit. Ons het teen sy heiligheid gesondig en moet uitgedaag word. Maar juis, daarom kom die heerlike genadegawe. Begryp en aanvaar sy genadige verlossing en loop die groot pad deur die woestyn. Dit is 'n pad wat gebou is. In daardie tyd was daar nie paai in die woestyn gewees nie, en die stofwinde waai, kon die mense baie maklik verdwaal. Maar baie duidelik, hierdie pad is duidelik. Die pad waarop God wil hê jy moet loop is duidelik, solank jy jou oog rig op die woord van die Here en doen dit wat hy sê. 'n geboude pad, waarvan jy nie kan verdwaal nie, solank jy jou oog hou op die woord. En daar is geen leeu's, geen gevaar op die pad nie, want hy beskerm jou. En dan kom dat jy die weg en die waarheid en die lewe ken. Christus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die groot pad wat vir ons die toegang gee tot by die Vader in die hemel, om saam met hom te lewe. Dan kom omdat hy barmhartig is en dat Jesus Christus verlater van was, terwyl van jou sonde. Daarom kan jy op die weg wees, deur sy groot genade en verlossing, deur sy barmhartigheid. Kan jy die weg met vreugde stap, want hy lei en dra jou. Buig ootmoedig voor sy oordele, sien hy die oordele uitvoer, hoe die sonde opruim, en jubel en dank, dat hy jou Jesus Christus verlos het om saam met hom te leef. Leef elke dag met blydskap, want jy saam met hom op pad na die eindtyd van die wêreld geskiedenis, waar die ellende en smart sal verdwyn en alles in heerlikheid sal wees, tot ere van sy naam. Amen. Kom ons dank ook saam. Ons almagtige hemelse God en Vader, ons loof en prys en eer U, omdat U groot en goed is, heilig is, omdat U vir ons die lewensmoontlikheid gee op aarde, om te leef en te werk tot ere van U naam. Bely ook ons sonde en ons skuld vir U. Ons verdien niks van U genade nie, maar juis daarom jubel ons oor die goedheid, oor die barmhartigheid, oor die genade. Gee ons insig om daarin bly te wees en dit raak te sien, te midde van 'n wêreld vol van sonde en ongeregtigheid. Gee ons insig om te sien dat ons kan weet, U regeer nog steeds die wêreld. En U tree op. U straf die sonde en ongeregtigheid, sodat U naam alleen verheerlik kan word. Lei ons elke dag aan die pad te loop wat U vir ons gee. Laat ons dit met toewyding doen, sodat U naam in alles in verheerlik kan word. Ons bid vir die kerk oor die ganse aarde, laat die kerk groei en toeneem, wil die genade en barmhartigheid gee. Ons bid vir elkeen wat bedroef is, wat alleen is, wat swaar kry, wat siek is, wil die naby wees en krag en genade gee. Wees U met ons dagtaak goed kan doen. Ons bid ook vir al die matrieks wat eksamens skryf, wil hulle naby wees en wysheid en insig gee, sodat U naam ook daardeur verheerlik kan word. Gee dat reg en geregtigheid in hierdie lewe sal regeer, omdat U die almagtige, alwyse God is, wat alles kan en wil doen uit genade alleen. Wil ons vertroos deur die woord en deur die Gees, versorg ons na ons nood en ons behoeftes, en wil self die sonde en Satan teëstaan, sodat ons kan leef en kan werk tot ere van U naam. Versorg ons deur die liefde en barmhartigheid. Gee ons blydskap en vreugde, en laat ons elke dag U naam alleen loof en eer en groot maak. Vergewe ons alles ongeregtighede, om Jesus Christus naam te bring. Amen. Daar is geleentheid vir die insameling van die gawe.
Ons sing Skrifgedeelte 7, vers 1 en vers 2. Ontvang die seën van die Here, die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees.